Goeiemôre aan elkeen van u. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus, ons saligmaker en ons komende koning. Ons sluit vandag af met 'n reeks van die kruiswoorde en wat 'n mooi hoogtepunt gaan dit nie wees vandag om dit saam met die nagmaal te geniet. Want die nagmaal is vir ons 'n teken van Jesus se kruisdood, waar sy liggaam geslag is vir ons, waar sy bloed gevloei het vir ons sondes, sodat ek en u die ewige lewe kan hê. Dit is ook natuurlik dan 'n teken van sy kom, want daar staan geskryf, doen dit so dikwels, totdat hy kom. So dit is ook vir ons 'n teken, dat Jesus terugkom. So of ons dit nou glo of nie, of ons dit nou wil begryp of nie, of ons nou verskoning het of nie, Jesus kom terug. Verseker. Vandag gaan ons kyk na die laaste kruiswoorde wat Jesus gespreek het. Maar voor ek begin, kom ons vra vir die Here om self die boodskap te bring. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir u dankie vir oggend, Here, dat ons weer na die kruis kan nader en ons wil vir u sê dankie, Here, vir die verlossingsplan wat u bewerkstellig het. Dankie, Here, dat u liggaam gebreek is, Here, sodat daar vir ons genesing kan kom. Dankie, Here, vir die bloed aan die kruis, Here, sodat ons sondes afgewas kan word. Dankie, Here, dat u die sondes van die wêreld op uself gevat het. Vader, ek wil kom bid en ek wil vra, Here, dat u met elke persoon vandag hier sal wees en dat hulle sal luister na die stem van die Heilige Gees. Vader, dat ons onsself sal oopstel en onsself nie sal toemaak vir die Heilige Gees nie, Here. Vader, ek vra, Here, dat die reddende genade aan almal sal verskyn. Vader, laat ons vandag sal stil raak. Vader, laat ons sal weet dat dit wat u gedoen het, Here, het u vir ons gedoen. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons gaan vanoggend net een versie lees uit die woord uit. Dis in Johannes 19 vers 30. Johannes 19 vers 30. Dit is dan ook Jesus se 6de kruiswoord wat hy gespreek het. Ons het gesê daar 7 kruiswoorde, 3 het hy ander mense of van ander mense gepraat en in die laaste 4 kruiswoorde het hy na homself verwys. Ons gaan die een versie lees, Johannes 19 vers 30 en dan gaan ons bietjie daaroor vandag gesels en ons gaan ons hierdie reeks afsluit vandag. Daar staan geskryf soos opgeteken deur Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Jesus Christus, ons moet onthou, hy is waarlik mens, maar hy is ook waarlik God. Aan hom is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En ons sal nie naaste by kan besef wat se krag vir Jesus Christus gegee het nie. En hy het gesê, dit is volbring. So ons gaan vandag gesels oor die tema, dit is volbring. Die Griekse woord daarvoor is tetelestai. En ek gaan vir u sê, dis die kragtigste woord wat daar is. Daarom sê ek, vandag is die hoogtepunt van ons reeks, as Jesus hierdie kruiswoord uiter wat sê, dit is volbring. As ons nou vir onsself gaan vra die afgelope tyd, alles wat ons lees in die Bybel, wat beteken die kruisiging dan vir ons eintlik? As 'n mens nou na al die gebeurtenis kyk, van die aand voordat hy gekruisig is, waar Jesus gebid het, en hy het gevra, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy het geweet wat kom. Jesus het geweet presies wat gebeur. Hy het presies geweet wat voorlê. In sy godheid het hy alles geweet. Maar as ons verder kyk na hierdie kruis, en toe waar Jesus nou gekruisig is en op die kruis gehang het, en ons herroep hierdie hele gebeurtenis, van dat hy gevonnis is, van dat hy geloop het, van dat hy op die kruis gehang het en hy beginne praat het. En van dat die son
Selfs die son het vir 3 ure nie geskyn nie. En die mense se gedagtes en gevoelens het heeltemal verander as net 'n oomblikke gelede. En ek is oortuig daarvan dat die meeste mense geweet het, hoorie, hierdie man is nie 'n gewone man wat ons hier in die kruis opgehang het vandag nie. Maar wat sal ons sê, wat is die hoogtepunt van hierdie kruisdood van Jesus? Wat is die hoogtepunt? Ons het nou gesels van hierdie Jesus as 'n mens in die vlees, hoe hy steen geslaan is, dat jy sy longe deur sy ribbebene kan sien, sy hare wat uitgetrek is in sy baard, met die doringkroon op die kop, en bo die kruis is geskryf het die koning van die Jode, maar mense voor hom geval het, spotterend voor hom geval het, en gesê, as jy koning is, dan bid ons jou, as jy koning is, moet jy scepter en het van Mariet gegee, alles sien ons 'n persoon wat erg gelei het. Maar na die 3 ure van duisternis het hier iets anderster gebeur. Jesus het gesê, dit is volbring. Dit is volbring. En ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor hierdie woord volbring. Wanneer die son na die 3 ure weer begin skyn het, en die sonstrale het weer op Golgotha geskyn, het Jesus uit sy lyding beginne uitbeweeg. Ons het die hele verhaal gesien, maar toe hy sê dit is volbring, het hy begin uitbeweeg uit hierdie lydingsfase uit. En die lig het geskyn. En ons het gelees in hierdie versie, en hulle het vir my asyn gegee, en Jesus het dit gedrink. Vorige geleentheid het hy dit nie gedrink nie. Hoekom het hy gedrink? Waarom het hy hierdie asyn gedrink? Wat wil hy sê? Wat beteken dit? Want hy wil vir die kerk. Nou dit is nou nie Grace of die AGS of die PPK of die NG nie. Hy wil vir sy bruid, die kerk, die eklesia. Almal wat aan hom behoort, sê. Maar hy wil ook vir die hele wêreld sê. Aan al die bose magte, aan al die magte wat ons nooit sal verstaan nie, aan die hele wêreld, aan al die magte bo, aan al die magte onder, en alle magte op die aarde, wil Jesus iets sê. Selfs in die troonsale van die hemele, weergalm dit as Jesus die kragtigste woord sê, die woord wat alles meebring na 'n punt toe, waar Jesus die woord sê, dit is volbring. Tetelestai. Die saak is afgehandel. En hierdie is dan die 6de kruiswoord wat Jesus aan die kruis gesê het. Dit is volbring. Nou die Griekse betekenis vir hierdie woord tetelestai, as jy dit nou letterlik verklaar, beteken dit letterlik, dit is volbring. Dit is klaar, dit is afgehandel. Met ander woorde, om daai punt hoe Jesus het sê, is al die sondes klaar weg vir ons, weggevat en op hom gewees. Dit is klaar vergewe. Dit is volbring. Dit is eintlik 'n verlede in die verlede. Dit is volbring. Dit het alreeds plaasgevind. En dis waarvoor ek gestuur het, sê Jesus in Johannes 17 vers 4. Het ek gedoen. Soos hy die aand voor die kruisiging ook met sy gebed tot sy Vader gesê het, dit waarvoor u my gestuur het ek afgehandel. Johannes 17 vers 4 sê, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek volbring. Dis wat Johannes vir ons sê in 17 vers 14. En daar aan die kruis is die heel laaste genade handelinge, die woord, dit is volbring.
Hy het vir ons die ewige genade bevestig. Vir jou en vir my, en van al die mensdom van ewigheid, die sonde van die verlede van al die mensdom, die sonde van die hede en die sonde van die toekoms. Dit is volbring. Geliefdes, baie keer, ek weet nie die vrouens nie, maar ons mans het die geneigtheid, dan kry ons 'n idee, ons gaan nou iets doen, ons gaan nou 'n houtperkie bou vir die kinders of die kleinkinders, en dan begin ons iets met iets, en dan lê dit in die motorhuis vir maande, en as jy weer sien, as jou kleinkind te groot om op die houtperkie te ry, dit is nooit afgehandel. Of ons begin 'n kunswerk, en ons begin met lyne trek, en gaan sê, ons gaan hierdie ding baie pragtig maak. Baie keer, baie van ons maak dit nie klaar, die werk wat ons begin het nie. Of ons koop 'n ou motor en ons sê, ons gaan nou hierdie ou motor restoreer. Ons gaan nou hierdie ou motor restoreer. Man, ons hier in die 40s, 50 begin ons in 'n midlife krisis ingaan, dan wil jy nou allerlei snaakse goed doen. So nou koop jy nou vir jou hierdie motor en jy stoor hom in die motorhuis en jy sê, ek gaan dit nou my stokperdjie maak. Maar ek gaan vir jy sê, so baie van ons begin iets. En dan ewe skielik dan kom ons agter, ons is nou te siek, of ons is nou te oud, of ons kinders is nou te groot, of ons kleinkinders is nou te groot. Ons kan nou maar daai houtperkie wat ons wou gemaak het, dit nou maar los. En baie keer dan sê ons as 'n jong mens sterf, in 'n motorongeluk of in 'n skielike dood, selfs in 'n gevreesde siekte, en sê ons, hierdie man was nog so jonk, of hierdie meisie was nog so jonk. Ons self het 3 maande terug met 'n familielid wat 'n meisie dood is van 18 jaar. Dit is so jonk. Dit amper nie klop nie. Ons kan dit nie verstaan nie. Dan sê ons dit is nog so jonk. En in dieselfde asem wil ons sê Jesus was maar net 33 jaar oud. Net 33 jaar. Nou dit is relatief jonk. Maar van die 33 jaar het hy net 3 en 'n bietjie paar maande was hy in bediening gewees. Net 3 en 'n half jaar kan ons sê was hy in bediening gewees. En in hierdie 3 en 'n half jaar het hy alles afhandel wat hy moes afhandel. Hy het gesê, my werk is klaar. Tetelestai. In sy sterwensuur het hy gesê, dit is volbring. Ek wil jy moet oplet. Hier's 'n belangrike punt, want hier gaan ons boodskap nou bietjie verander. Hy het nie gesê, ek is klaar, of ek kan nie meer nie. Hy het nie gesê, ek is volbring nie. Dit maak 'n verskil. Hy het gesê, dit is volbring. Ons gaan nou 'n bietjie meer gesels oor daai, ek wil hê jy moet die onderskeid tref. Hy het nie gesê, ek kan nie meer nie. Hy het gesê, dit is volbring. Met ander woorde, dis nie 'n vernederende sê nie. Dit is 'n triomf. Wat Jesus met 'n harde stem uitgeroep het. Dis 'n triomf. Dit is volbring. En dan is daar ook 'n evangelisasie boodskap in hierdie woorde wat Jesus vir ons aan die kruis gesê het, deur hierdie woord tetelestai. Jesus het aan die kruis met 'n groot stem gesê en hard uitgeroep, dit nie gefluister nie, het hy dit uitgeroep. Hy het dit nie vernederend gesê nie. Hy het dit as 'n oorwinningskreet uitgeroep. Dit is ook belangrik om te weet dat hierdie is 'n werkwoord waar die voltooidheid in die verlede beklemtoon. Ek wil dit weer sê, die woord tetelestai is 'n werkwoord wat iets wat klaar afgehandel is, wat in die verlede is, beklemtoon. In ander woorde, daar's niks meer wat bygevoeg kan word nie. Dis afgehandel. Ons kan dan sê, tetelestai, vry vertaal in my eie woorde, om dit te verstaan is, tetelestai, kan dus dan vertaal word, sê, dit is volbring. Daardie dag wat Jesus dit gesê het, is dit volbring.
En dit is volbring tot en met vandag toe. En dit sal volbring wees tot in ewigheid. Tetelestai, dit is afgehandel. Dit is afgehandel. Dis 'n eenmalige offer van Jesus Christus aan die kruis. 'n voltooide offer. Dis afgehandel. Paulus sê dit so mooi in Romeine 6 vers 10, waar hy sê, want die dood wat hy gesterf het, het vir ons sondes eens en vir altyd gesterwe. Dis eenmalig, dis genoegsaam, dit is volbring. 'n bekende teoloog of 'n dominee van ons tyd het gesê, en ek haal aan, hierdie een woordjie, tetelestai, sal al die ander woorde wat bestaan nodig het om dit te verduidelik. Hierdie een woordjie, tetelestai, het al die woorde wat bestaan nodig om te verduidelik wat dit beteken. Alhoewel dit vandag in algemene taal nie meer gebruik word nie, hoor ons nie meer en ons verstaan nie meer eintlik hierdie diepte van hierdie woord, want ons gebruik dit nie meer alledaag, soos wat hulle dit in daai tyd gebruik het nie. Dit was 'n algemene woord gewees, wat hulle gebruik het in daai tyd. Tetelestai. Kom ek gee 'n voorbeeld. 'n timmerman, wanneer hy 'n mooi houtwerk gedoen het, of 'n meubelstuk gemaak het, onthou daai tyd het hulle dit met die hande gemaak. En wanneer hierdie man tevrede is, of hierdie vrou tevrede is, oor dit wat hy gemaak het, het hy so 'n bietjie teruggestaan en na sy werkstuk gekyk, en hy het gesê, tetelestai. Hy is tevrede, die werkstuk is afgehandel, en wat belangrik is, hy is tevrede hier binne homself oor dit wat hy gedoen het. 'n kunstenaar, ek weet hier's hier en daar mense wat kunste, wat 'n skilderye teken. 'n kunstenaar sou dit nadat hy of sy iets geskilder het, en hulle is tevrede en hulle het geweet dis hulle beste werk wat hulle kon gee, so 'n bietjie teruggestaan het en so uitgeroep het, tetelestai. Die werk, die kunststuk is voltooi. Selfs 'n slaaf sou sy na sy eienaar terugkeer, en as sy eienaar van hom 'n opdrag gegee het, wat hy moet gaan uitvoer, sal hy terugkom na sy eienaar toe, en hy sal vir sy eienaar sê, tetelestai. Dit wat jy my gesê het, ek moet gaan doen, is afgehandel. Die woord tetelestai was selfs in die finansiële termes gebruik. Wanneer jy nou, ek wil dit nou amper in vandag sê, jou bankstaat kry, en dis afbetaal, en jou lening is volkome betaal, dan kry jy by die bankier, of by iemand, dan word daar 'n stempel opgesit wat sê, jy kry so 'n kwitansie in vandag, wat sê tetelestai. Dis afgehandel, dis betaal. Daar's niks meer wat daarbey kan bygevoeg word nie. Ek en u, wat vandag hier is. Ek en u sal dwaas wees as ons dink, daar is iets wat ons kan byvoeg aan ons redding. Daar's niks wat ons kan byvoeg. Want Jesus het alreeds gesê, dis volbring. Dis afgehandel. Paulus het geskryf daar in Kolossense, skryf hy van 'n skuldbrief. Nou kyk, elkeen van ons het 'n skuldbrief, en dis hoekom ons Jesus genade nodig het. Daar's 'n skuldbrief teenoor my en jou. 'n Soort van 'n lasbrief of 'n hofbevel, met al hierdie goed wat ons verkeerd gedoen het, want ons is skuldig en ons verdien niks meer as die swaalrekende hel nie. Maar Jesus kom en daai skuldbrief van my en jou, is daar 'n stempel in rooi gedruk. Tetelestai. Dit is betaal. Dit is afgehandel. Al wat ons moet hoef te doen is om dit te aanvaar. Dis al wat ons hoef te doen. Nou, hier's 'n paar dinge wat ons kan raak sien terwyl Jesus hierdie woord gesê het wat volbring is. Eerstens, Jesus
as 'n mens of as in vlees is sy lyding volbring. Soos wat Jesaja 53 vir ons vertel, deur al die eeue heen in die ou profesie is daar profesie van Jesus se kruisdood. Dit is afgehandel. Sy lewe wat hy geleef het as 'n mens, sy lyding en sy pyn is volbring. Jesus se menswording het alles afgehandel en dis volbring. Nadat die Here Jesus sy rug, die Vader sy rug op Here Jesus gedraai het, en ek is oortuig daarvan dat nadat Jesus dit gesê het, Vader teruggekeer het na Jesus toe. As dit nie dadelik was nie, was dit net rukkie daarna, maar ek is van mening as jy hierdie lees, toe Jesus hierdie gesê het, onthou Vader het hom verlaat van Jesus. Hy het teruggekeer na Jesus toe. En as Jesus aan die kruis hang en hy sê dit is volbring, dan weet hy, sy lyding op aarde is klaar. Die lydingsbeker waaruit hy moes drink, is leeg. Die Vader se toorn oor my en jou sondes is afgehandel. Dis verby. Dis verby toe Jesus gesê het, dit is volbring. En as Jesus die volgende sê, dit is volbring, dan roep hy dit uit. En die kruisdood van Jesus Christus, die offer wat Jesus Christus gebring het, is volmaak afgehandel. Jy moet nou onthou, vir honderde jare, ek wil eintlik sê, vir duisende jare voor dit, was daar vee geslag, om mense se sonde in bloed te vergiet by Vader, sodat dit vergewe kan word. Maar dit was aanhoudend gedoen. Die priester moes aanhoudend vee slag, want daai was nie volmaakte offer, was nie afgehandel nie. Dit was heeltyd herhalend. En daai priester het nooit opgehou nie. Maar toe Jesus aan die kruis hierdie woorde sê, dit is volbring, is dit eenmaal en finaal afgehandel. Jesus was die volmaakte offer. Daar ongeveer 3:00 die middag is die lam van God wat op Golgotha my en jou sondes gedra het. En Jesus het gesê, dit is volbring. Dit is volbring. Nou, as jy nou hierdie mooi lees in die geesteswêreld, weet hierdie, Satan het vir 'n oomblik gedink, Satan het oorwin. Satan het op 'n oomblik gedink, hier het hy nou Jesus doodgemaak. Hy het gedink, hy het oorwin. Min wetend dat dit net die omgekeerde is. Op daai oomblik het Jesus Christus Satan en al Satan se magte oorwin. Satan dink die kruis is 'n groot oorwinning vir hom. Allermins heeltemal die teenoorgestelde. Want Hebreërs 2 vers 14 sê vir ons, sodat hy, dis nou Christus, deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood. Sien, Jesus Christus het Satan se magte verbreek. Satan se magte is verbreek. Nou, stel jy nou self voor, terwyl Jesus daar aan die kruis hang, terwyl hy nog in die vlees baie pyn en lyding gehad het, dink ek, Satan het met gespitste ore geluister, of Jesus nie dalk gesê het, ek is klaar, of ek is volbring nie, want dit so tragies gewees het. En nou sê ek, kom ek terug na dit wat ons nou nog gesê het. Jesus het gesê, dit is volbring. Dit is
voltooi. Die werk is voltooi. Die ewige genade wat hy met ons bevestig het, is gedoen. Daar is niks meer wat bygevoeg kan word nie. En dan met die nagmaal, as ons nagmaal gebruik, met die nagmaal, eintlik het hy met sy dood die ewige genade vir ons bekragtig met die woorde, dit is volbring. Daar is uiteindelik voldoen aan alle eise wat daar was. Dit is volbring. Alle eise, ek wil dit weer sê, alle eise, daar's voldoen aan alle eise vir jou en my redding. En wanneer Jesus hierdie 6de kruiswoord sê, tetelestai, bedoelende, dit is volbring. Hy het dit gesê, nadat hy gesê het, ek het dors. Net 'n oomblik voor dit het hy gesê, ek het dors, wat nog verwys na sy fisiese, liggaamlike lyding aan die kruis. En hierdie is maar 'n toeloop van al die ou Bybelse profeseë wat na hierdie punt toe kom. Wat toe Jesus sê tetelestai, is al daai profeseë wat verwys na Jesus se kruisiging vervul en afgehandel. Lukas 23 vers 46 sê. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep. Met 'n groot stem uitgeroep. Hy het dit nie saggies gefluister soos wat ons dit wil doen nie. Hy het gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Jesus se sterwe aan die kruis. En hier kom ons nou weer die hoogtepunt. Jesus se sterwe aan die kruis is dus nie van te veel bloedverlies, as ons dit nou in ons taal van ons dag kan verduidelik nie. Dis nie van pyn wat hy nie meer kan verdra, soos ons geneig is om te dink nie. En dit is ook nie dat hy eintlik maar versmoor het. Die ander mense het versmoor op die kruis, want jy kry nie asem gehaal nie. Ons moet onthou, aan Jesus is alle mag gegee, aan hemel en op aarde. Hy het mag gehad oor lewe en oor dood. Op daai oomblik kon hy nog dit alles verander het, want hy is waarlik God. En daarom het hy homself doelbewus die dood ingestuur. Hy is nie meer hierdie arme salige man wat aan die kruis hang, wat geen keuse het nie, nee, allerminst nie. Hy het homself die dood ingestuur vir my en vir jou. Hierdie is die taal van 'n hoëpriester wat sê, tetelestai, dit is volbring. Dis nie 'n armsalige, sterwende figuur, wat baie mense bly vashang nie. Ja, hy was daar, hy was 'n armsalige figuur, maar nou is dit afgehandel. Hy's nou die eerste en die laaste. Hy's nou die begin en die einde. Die kruis dra nie meer die beeldjie nou van 'n erg bebloede man wat uitgemergel is deur wonde en wat doodgaan as gevolg van bloedverlies nie. Nee, allerminst nie. Hy is nie die jammersienswaardige man wat tragies sterf omdat hy nie meer die pyn kan verduur nie. Ek wil dit weer sê. Hy is die priester. Hy is die profeet. Hy is die koning wat homself die dood instuur vir jou en my. Onthou hoeveel engele kon hy in 'n oomblik geroep het om hom daar uit te red as hy wou. Hy het homself die dood ingestuur. So nie Potifar nie, nie die mense nie, nie die soldate nie, nie Satan nie.
het hom daar ingestuur nie. Hy self het hom die dood ingestuur. Vir jou en vir my wat vandag hier is. Niemand het die lewe van hom weggevat nie. Johannes 10 vers 18 sê. Niemand neem dit van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Mag ons besef wat hierdie versie beteken. Hy het mag gehad. Hy het homself die dood ingestuur. Kan jy hierdie verlossingsplan sien? En kan jy dit besef? Arme Jesus het hulle doodgemaak en aan die kruis gehang. Teenoor, hy het sy eie lewe doelbewus die dood ingestuur vir jou en vir my, sodat ons die ewige lewe kan hê. Daarom broers en susters, as ons na hierdie breë lyne kyk van die skrif, van die kruiswoorde, is dit interessant dat 6 van die 7 kruiswoorde ons waarskynlik nooit weer in die toekoms sal hoor nie, van Jesus Christus af in elk geval nie. Ek wil dit weer sê, as ons na hierdie 7 kruiswoorde kyk, is daar 6 kruiswoorde wat dit heel onwaarskynlik is dat ons dit ooit weer uit Jesus se mond sal hoor, maar die 7de een wat aan die 16 is, kom ek verduidelik vir u. Dit is onwaarskynlik dat Jesus ooit weer sal sê, ek praat die toekoms in vir ewigheid, dat hy ooit weer sal sê, Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is onwaarskynlik dat Jesus ooit weer sal sê, Vader, of wat hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, vanaand sal jy in die paradys wees, as wat hy wat in 'n lewende liggaam was, dat hy dit vir iemand sal sê. Hy sê dit nie nou meer in 'n vleeslike liggaam. Dit is onwaarskynlik dat hy weer sal sê, moeder, daar's die seun, daar's die moeder. Dit sal nie weer oor Jesus se lippe kom nie. Of hoogs onwaarskynlik. Dit sal nie weer gebeur dat Jesus hoef te sê, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat nie? Jesus en Vader sal nie weer geskei word nie. Nooit weer sal hulle 'n skeiding plaas tussen hulle nie, want dit is afgehandel. Die prys is betaal. Nooit weer sal Jesus hoef te sê, ek het dors nie. Nooit weer sal Jesus deur daai liggaamlike pyn gaan om te sê, ek het dors in hierdie liggaam wat hy dors was nie. En nooit weer sal Jesus hoef te sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor nie. Hy hoef dit nooit ooit weer te sê nie. Ons lees in elk geval nie in die Bybel van waar hy dit weer sal sê nie. So, omdat dit nie daarin staan nie, is dit nie vir ons so van belang dat hy dit weer sal sê nie, maar ek sê dit is onwaarskynlik dat Jesus dit wil sê. Maar een ding is verseker, die 6de kruiswoord sal hy ten minste nog 2 keer in die toekoms sê. Jesus Christus, ons praat van Jesus Christus, en dit is volbring, tetelestai is die Griekse woord. Ons lees van ten minste nog 2 plekke, met ander woorde op die kruis, en nog 2 plekke in die toekoms, wat Jesus dit weer sal sê. En ek wil graag vir julle dit uitlig. Ons lees op 2 plekke in Openbaring, waar Jesus sê dit is volbring, wat in die toekoms lê. Die eerste keer wat ons nou lees in Openbaring is wanneer die laaste engel sy skaal op die aarde sal gooi met God se oordeele op aarde, sal Jesus sê, dit is volbring. Tetelestai sal hy weer gebruik met die wederkoms, as die wederkoms, met ander woorde, die bruid van Christus saam met Jesus Christus kom, wanneer die laaste skaal uitgegooi is, met ander woorde God se oordeele, sal Jesus weer sê, tetelestai. En dan, nog 'n keer sal Jesus dit uitroep. Die dag wanneer ek en u, as jou saak reg is met die Here, en jy is op pad hemel toe, en jy het vir Jesus gesê, ja, ek aanvaar die bloed,
Die dag as ek en jy in die goudstad, dit is nou Jerusalem, in die nuwe Jerusalem. Ek praat nie van Jerusalem nou nie, ek praat van die nuwe Jerusalem loop. Sal ons weer die woord hoor uit Jesus se mond, tetelestai, want Openbaring 21 vers 6 sê. En hy, dit is Jesus, het dit vir Johannes gesê. Wat gaan ons hoor? Wat gaan Jesus sê in die stad, die nuwe Jerusalem, die goudstad, die ware goudstad, ons praat nie van Johannesburg nie. Hy het gesê, of hy sal sê, dit is verby. Dit is daai. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. Ja, geliefdes. Jesus gaan ten minste nog, wat ons in die Bybel lees, dit nog 2 keer gebruik. Die woorde tetelestai. Die mees kragtigste woord wat daar is. En dit is my begeerte dat jy vandag hierdie woord vat en besef waarmee ons te doen het. Besef dat jy nie hoef bekommerd te wees oor die uitdagings wat jy weet, wat jy het nie. Dit is afgehandel. En daarmee sê ek nie, daar's nie waarborge dat ons nie gaan swaar kry op die lewe in aarde nie. As jy dink jy gaan nie swaar kry nie, dan is jy reeds mislei. Onthou wat is een van die grootste tekens van die tye? Pas op dat jy deur niemand mislei word nie. En as jy dink jy is nie mislei nie, dan is jy alreeds mislei. So tetelestai, dit is afgehandel. En o, wat 'n wonderlike dae sal dit wees. Die goudstad is en Jesus sê dit weer. Dit is volbring. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here vir u liefde. Dankie vir die kruis. Dankie Here dat dit volbring is. Dankie dat niemand enigiets kan byvoeg of kan wegvat nie, Here. Dis afgehandel. Dankie Here dat ons weet dat ons verlosser lewe. Dankie Here vir die kruis, Here, waar u my en elkeen se sondes afgewas. Ek vra Here dat u hierdie sal groot maak in ons lewe om ook ander te gaan vertel. En o, wat 'n dag sal dit wees as ons u kan sien. In Jesus se naam. Amen. Ek vra vir hom Flip om vorentoe te kom om die nagmaal te kom bedien. Amen.